Hey julle, welkom by Vaskap. Ons gaan vandag bietjie iets anders doen. Ons gaan bietjie bassengel vandag. Ons 'n klomp van julle wat vir ons gevra het, wys bietjie vir ons hoe julle bass vang op 'n normale manier en van die kant af. So vandag gaan ons nie 'n boot gebruik nie. En ek gaan sommer met die deur in die huis val soos wat ons sê. Gewone koffiemeelstokkie. Baie mense sal sê dis 'n kurperstok setup. Ons noem dit 'n spinning rod setup. Gewone koffiemeeletjie, lekker ligte stokkie en dit is al wat jy nodig het. Daar's so 'n klein mite rondom swartbaarhengel of basshengel dat jy met ligte lyn moet hengel. Glad nie so nie. Ek hengel met 'n braided lyn en is eenvoudig so. Basshengel, jy hengel binne in die struktuur en as jy daai vis vang wil jy hom uit hê. Ons hengel met 'n sterk lyn met 'n skerp hoek en 'n oordentlike stok, 'n grafietstokkie, verkieslik, want as jy daai vis vang, wil jy so 'n bietjie krag op hom sit, jy wil hom probeer uit die strukture uitkry. Die dammetjie waar ons nou gaan hengel, het nie regtig baie struktuur nie, is bietjie snotrebelle. So dis hoekom ons 'n redelike ligte setup het. Is ook nie monstervisse in die dam nie, maar hier's lekker baie vis en dis waaroor dit gaan, net om julle te wys hoe om dit te doen. So die stok in die katrol, daar's een ietsiekie wat ek hierby gaan doen. Altyd op die voorkant van die braided lyn sit ek 'n fluorocarbon leader. Nou fluorocarbon is 'n lyn wat onsigbaar raak onder die water. Hy's lekker swaar en hy sink vinnig en ek sit basies 'n voorslag hier fluorocarbon aan waar aan my hoek kom en waar die kunsaas dan opkom. So daar's twee knope wat baie spesiaal is vir basshengel en ek gaan vir julle wys hoe om daai twee knope te maak. Die eerste ene is die leader knoop fisies waar die fluorocarbon basies op die braid gaan en dit is 'n baie eenvoudige knoop. Ek het hierdie knoop onlangs ontdek en ek moet sê ek het hom al 1 of 2 keer gebruik en hy is baie maklik. Kom bietjie nader, dan wys ek vir julle hoe werk hy. Ok julle, ek gaan nou gou vir julle wys hoe om hierdie knoop te maak. So hierdie is my fluorocarbon lyn. En nou al wat ek gaan doen, ek gaan hom so dubbel vou en ek maak 'n loopie met hom daar. Nou al wat ons nou hier gaan doen, ek gaan van die onderkant af sit ek my braided lyn hier deur en dan gaan ek my braided lyn 10 keer om hierdie dubbel lyntjie draai. 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer en nou gaan ek hom terugdraai bo oor homself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer draai ek hom terug en dan druk ek hom nou net eenvoudig. Julle sal sien die lyntjie gaan nou, die G-lyn wat ons braided lyn is, gaan daar in en dan gaan hy om en nou gaan ek hierdie enetjie net aan die ander kant van bo af gaan ek hom deurdruk en hy sit nou aan die ander kant. Nou al wat ons nou gaan doen, dan gaan ek hom bietjie speeksel gee, bietjie nat maak en dan gaan ek hom so met my duimnaal vorentoe skuif en ek gaan eenvoudig net trek aan hierdie ding. En daar's my leader knoopie, soos julle kan sien is 'n lekker langerige knoopie, maar hy is so vas soos wat jy hom kan kry, hy gaan nie daar loskom nie. En al wat ons nou gaan doen, nou gaan ons daai punte afknip, kan hom al lekker teenoor afknip, en daai enetjie ook, daar sy, en daar is ons knoopie, so maklik soos dit, hy gaan maklik deur die oogies gaan, en hy is baie sterk. Ons leaderknoop is nou reg, so al wat ek nou gaan doen, ek gaan so halwe stoklengte voorslaggie vat. Dit is nie heeltemal 'n voorslag soos wat ons in oeverhengel en in die papgooi gebruik nie, omdat die breed is sterker as wat die hooflyn is. Nou wanneer jy met fluorocarbon werk, is daar net 1 of 2 knope wat jy kan maak om jou hoek regtig oordentlik vas te maak. Nou die gewildste een in die wêreld noem ons die Palomar knoop. So wat jy doen, jy vat jou fluorocarbon, jy vou hom dubbeld en dan druk jy hom deur die oogie van die hoek. En al wat jy dan doen, dan vat jy daai dubbel lyntjie en jy vou hom een keer om homself, net 'n gewone knoop
en dan maak hy so loopie aan die bokant. So dan vat jy daai loopie en jy druk hom oor die hoekie en jy trek hom oor die oogie en dan al wat jy doen, dan trek jy hom net onder, lekker styf vas en met al twee lyntjies saam trek en as hy vas is, dan gaan daai hoek nêrens heen nie. Jy kan die Palomar knoop kan jy gaan Google. Jy kan hom met braid maak, jy kan hom met monofilament maak, jy kan hom met fluorocarbon maak. Dis maar net een van daai knope wat baie sterk is en wat vir alle tipes van hengel werk. Al wat ons nou nog moet doen is om 'n kunsaasie aan te sit, maar ons gaan dit daar buite doen voordat ons ingooi. So, kom stap saam, dan gaan vang ons 'n bass of 2. En saam met vandag hengel my groot vriend Mias. Mias, welkom by Vaskap. Baie dankie. Eerste een, maar nie die laaste een nie. Daar sê, ons gaan nog lekker groot karpe ook vang een van die dae. Ons gaan vandag 2 kunsaas hengel. Nou, Mias, jy die piek. Wat wil jy hengel? Vloekie. Mias, ek kan nie daai kies nie. Ja. So ons hengel plastiek kunsaase vandag en dit is seker van die goedkoopste kunsaase wat enige beginner daar buite kan gebruik, maar jy moet hom reg gebruik, anders gaan jy sukkel. So enige plastiek kunsaas. Mias het nou 'n vloek gevat. Voordat hy hom aansit, gaan ek vir hom vra om net te wag. So ek gaan gou, ek het 'n Mr. Jumbo wat maar basies 'n wurm is. So wurm met 'n lekker lang stert. Ek gaan hom haak. Dan gaan ek vir julle wys op kamera hoe haak ons hom en dan gaan ons vir Mias vra om daai enetjie te haak. En julle gaan sien, die beginsel is presies dieselfde al is dit 2 verskillende tipe kunsaase. Kom ek wys julle hoe haak ons hom. Okay, die manier hoe ons hom gaan haak is baie eenvoudig. Al wat jy doen, ja, kom van die neuskant af. Soos julle daar kan sien, ek haak hom die lengte van die hoekse punt in, druk ek hom in en dan bring ek hom, haak ek hom deur die wurm. Dan trek ek die hele hoek tot die oogie van die hoek binne in die wurm ingaan. Dan al wat ek nou gaan meet, ek gaan hom so meet en dan gaan ek die wurm so klein bietjie opbuig. Ek haak die hoek deur die wurm en daar sit die hoek nou basies buitekant die wurm. Maar wat ons nou gaan doen, nou gaan ek hom net so sit, so 'n bietjie terugdruk en hom net so haak. Nou is daai puntjie so dat hy nie regtig aan iets kan vashak nie en ons noem dit 'n weedless haak. So ek kan hom nou in die plantegroei ingooi. Hy gaan nie regtig haak nie. Maar as 'n vis hom byt, dan wat gebeur? Dan byt hy daar deur hom en dan dis hoekom ons 'n bietjie stewiger stok nodig het en 'n dikker lyn. Dan kap ons hom lekker hard en dan trek ons vir hom nader. Mias gaan daai en vir julle haak op presies dieselfde manier. So dis hoe jy 'n plastiek kunsaas haak. En so kan jy baie maklik leer om bass te vang en jy kan vir hulle baie maklik vang. Wanneer jy swartbaars hengel, soek jy nie 'n piknikspot nie. Jy soek 'n plek soos hierdie waar daar 'n bietjie plante groei en bietjie struktuur in is, want is eintlik 'n baie lui vis. Hy lê en wag, hy sal wegkruip in die skaduwee of teen 'n stomp of in 'n bolgras gaan lê en hy sal wag tot daar iets verbykom. Hy sal uitgaan en dit gryp en hy sal terugbeweeg daarin en wag vir die volgende iets om verby te kom. So as jy swartbaar wil vang of bass wil vang soos wat ons sê, gaan na hulle toe. Moenie dink hulle gaan na jou toe kom nie. Jy kan op 'n plek gaan staan en gooi en eventually gaan jy seker maar 1 of 2 vang. Maar vroegoggend is 'n baie goeie tydperk vir hulle, laatmiddag. Ons is so half in die middel van die oggend. En wanneer jy daai tyd van die dag wil vis vang, dan kyk jy nou hierdie goed. So een van die tegnieke wat ons sal doen, is om beide te gooi, te wag dat die wurm afgaan. Terwyl jy wag dat hy afgaan, hou jou lyn dop. As jy 'n fliek in die lyn sien of jy sien jy begin die lyn ewe skielik beweeg, dan kan jy maar aanslaan, die visie is daar. Kom ons maak die eerste gooi, kyk of ons iets kan vang. Oh, sê. Ooh.
in sy bek. Ek wil hom nog pluk toe hy daar. Wat? Is die 'n groot vis? Mias, hoe lyk jy daai een? Hallo. Daar's Mias ook aan. Sy nie die grootste vis in die wêreld nie. Maar attitude, kyk hy bek. En ek het nou gesien wat hier gebeur. Ons het vanoggend vroeg al 'n paartjies gevang. Die naalekokers kom sit op hierdie gras. En dan is die klein visie so. Hulle is agter die naalekokers aan, hulle vang hulle. Kom ek sit hierdie ouetjie terug. En dan vang ons nog eenetjie. Hey, ander kant toe my ou. Ons hengel eers bietjie bo. As ek niks bo kry nie, dan sal ek hom teen die snotrebelle gooi en 'n bietjie laat sak. Ek kan actually die wurm sien soos hy aankom. Daai enetjie het my nou heel bo gegryp toe hy basies val. Ons kyk. Ek gaan nou 'n kans vat. Ek het nou gesien daar het 'n swartbaard nou 'n nalekoker op die agterkant van daai snotrebelle gevang. So wat ek gaan doen, ek gooi hom in die snotrebelle. Kom net oorbring. As hy so sak met jy net jou lyn dop hou. Oh, sy! Daar sy. Toe kom oor hom trek te gryp hom. Lekker. Jou naaldekokervreter. Daar waar jy die aktiwiteit sien, daar kan jy maar gaan en jy kan maar gooi vir hulle. Hulle is baie aktief en hulle hou daarvan om hierdie kleintjies swem verskriklik rond. So, die groter is raak bietjie luier. Maar ek moet sê, big or small, we catch them all. Dank jy, grote. Ver is hy. Het bly lekker. Hierdie hoek het nou heeltemal deur die been gehaak. So wat jy doen, vat hom net so, dan stamp jy hom net uit. So maklik soos dit. Klein visie met baie attitude. Kom ons sit hom terug. Kom. Sy. Wat nou met hierdie ene gebeur het? Hier so snotrebelbos. So kleintjie en 'n bietjie groter ene. En ek het hom net so agter hulle gegooi.
En hom laat sak tot op die bodem en toe kom die eerste keer beweeg, toe maak die lyn net so tik. En toe begin die lyn so stadig beweeg, toe swem hy met hom. En ja, waar daar kleintjies is daar grootes. Hoopelik gaan ons nou 'n groote vang. Hier is 'n mooi gaatjie, ek gaan hom hier terug sit. Hey, waar is jy? Selfe plek, selfe resultaat. Ah, dit is lekker. Sê. Mooi visie. Hierdie is lekker vet. Bietjie donkerder van kleur is 'n mannetjie. Julle sal sien die wyfies is bietjie bleker. Die mannetjies is bietjie helderder, bietjie meer kleur in hulle lyfies. Maar dis 'n oulike visie. Kom ons kry hom terug. En kom ons kyk of ons 'n derde en uit dieselfde gaatjie uit kan vang. Mias het vir homself 'n spinnerbyt gaan aansit. Is jy nou moeg vir die plastics? Groot as groot vis. Daar sê. En hierdie vang altyd die groter vis. Ek het nooit aan geglo nie, maar jy het dit vir my bewys. So dis baie maklik. Jy knoop hom aan. Hy lyk soos 'n haakspeld. Jy gooi hom in en jy katrol hom. As jy nie 'n vis vang nie, katrol bietjie stadiger. As jy dan nie 'n vis vang nie, katrol bietjie vinniger. Hengel hom hoog, hengel hom laag. Stok se punt op, stok se punt af. Jy gaan 'n groot vis vang met hierdie ding. Maak 'n 100 goeie. En jy vang 'n dik bes. Maar kyk. Ja, sê. Miskien 'n 10. Sê. Hier is 'n lekker digte bossie voor ons. En dis die laaste bos op die oewer. En hy's lekker diep teen hom. So ek gaan hom net teen hom gooi, hom laat sak tot op die bodem. En hoopelik gaan 'n visie hom daaronder optel. Hy sak nog, hy sak nog, hy sak nog. Ek dink hy's op die bodem daar. As hy. Joe. Kom nou. As hy. Die lyn het hier om sy vinnetjie gegaan. Daar val die hoek uit. Mooi visie. Man, dis hoop pret. Hulle is nie groot nie, maar hulle is baie. Mias, sardientjies is ook vis, nie? Stinkie self. Ja, kom ons sit hom terug. Ek het vroeër 'n kunsasie sommer hier in die doringboom ingedruk. Want ek moes hom verander, hy is nou 'n bietjie stikkend en hy is bietjie moeg gebyt. Nou een baie belangrike ding wat baie mense doen wat bassing, laat my as weer aan met 'n visie. Terwyl hy hom speel, gaan ek sommer so sê, een baie belangrike ding wat mense doen is hulle haal die kunsas af, dan gooi hulle dit sommer net in die water. En die kunsase het redelik baie sout in. En dit maak hulle actually scary natuurlik. Nou 'n vis gaan daai ding optel, maar hy gaan nie in sy maag oplos nie. Hy gaan opswel in sy maag en daai vis gaan dink hy's versadig en hy gaan ophou eet en hy gaan maar word en eventually gaan hy vrek want dit gaan nooit uit sy maag uit gaan nie. So hy gaan uitteer en ja, ons het al visse en roodekoppies gevang. Dan sien ons hierdie vis is nou nie meer lekker nie. En dan haal ons hom uit want hy eet nog 'n laaste keer en as jy hom vang dan sy dood. Dan sny ons hom oop en haal ons 6 of 7 van hierdie goed uit sy maag uit. Moet dit asseblief nie in die water gooi nie. Moet dit op die kant gooi nie. Ons baie sout en 'n hond of 'n kat gaan dit eet en dan het ons ook probleme. So, vat dit huis toe, maak hulle bymekaar. Gooi hulle in 'n pot, smelt hulle. Want die een soliede stuk plastiek en dit kan nie vir die kinders gee om mee te speel. Maar as hulle dit in hulle mond sit, gaan hulle soutbekkies hê. Gooi dit asseblief in die asblik of knip hom fyn, gooi hom weg.
maar nie heel nie, want iets gaan hom ergens opeet. En dit wil ons as hengelaars nie hê nie. Kom ons vang 'n laaste paar visies en dan is dit tyd om huis toe te gaan. Yes, hy het hom hard gegryp. Joe, en hy's klein. Hy's klein, maar hy's getrein. Asai. Kyk hierdie klein visie. Laat ek hom nou net loshak, dat ek net vir julle iets wys wat hierdie so besonderse vis maak. Nou wil hy nie loskom nie. Kyk hierdie groot kunsaas vir daai klein visie. Attitude. Partymal die verkeerde attitude, want die visie sal sommer 'n 10 kilo baber wil aanvat en dan eindig hy in die baber se maag op. Maar ja, amazing. Kyk weer daai vergelyking. Dit pas net nie, maar hy sien kans vir hom. Amazing. Kom ons kry hom terug. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dit was 'n kort, vinnige sessie vir ons. Lekker basshengel in 'n groot plaasdam. Gaan doen wat ons gedoen het. Doen die basics reg met die basshengel en jy sal altyd 'n visie of 2 vang. Onthou om nie daai kunsaasies in die water agter te los nie. Dit is maar basies dieselfde soos om 'n plastiekstak op 'n melkplaas agter te los. Ek wil net gou vir julle so deur hierdie hardloop. Spinnerbait is my gunsteling aas. Een van die maklike aase, hoe hy werk. As hy nou deur die water kom, dan draai hierdie lemmetjies van hom so en dit simuleer 'n klomp klein visies wat saam in 'n skooltjie swem. En om een of ander rede gryp die bass nooit hierdie gedeelte nie. Hulle gryp altyd die hoekgedeelte, want hulle kom maar meeste van die tyd van bietjie onderaf. Ek hou daarvan om hulle boothengel. Dis 'n simpel kunsaas soos ons sê, 'n goeie control kunsaas. So as jy nie weet wat om te koop nie en jy wil een kunsaasie koop, en seker maak jy gee jouself 'n kans om 'n vis te vang. Kyk gerus na enige tipe spinnerbait. Meeste van hulle werk. Net een geheim met die spinnerbait. Vuil water, donker klere, skoon water, ligte klere, natuurlike klere. Dis die geheim. Dankie dat julle saam ons gekuier het. Ons maak oor 2 weke so selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en die sonskyn langs die water. Vandag gaan ek vis vang. Ek los my foon by die huis. En as iemand my soek, sê ek's nie thuis. Maar net 2 dae is ek terug. En die ou lewe is weer op sy rug. Die vis